Ek wil sommer begin met hierdie storie. In 2017 is daar 'n ou met die naam van Alex Honnold, dis 'n Amerikaner. Hy is 'n rotsklimmer. En hy's die eerste rotsklimmer wat 'n 900 meter muur, dis 'n granietmuur van 'n berg met die naam van El Capitan, wat hy uitklim en dit maak geskiedenis. Hulle het 'n film hieroor gemaak, 'n flietjie oor gemaak, wat 'n Oscar gewen het op die einde van die dag. En ek wil jy moet gou net so 'n videoklip van dit kyk. Does it feel different to be up there without a rope? It's obviously like much higher consequence. People who know a little bit about climbing, they're like, oh, he's totally safe. And then people who really know exactly what he's doing are freaked out. I've thought about El Cap like for years, and every year I'm like, that's really scary. I'll never be content unless I at least put in the effort. El Cap is the most impressive wall on Earth. It's 3,200 feet of sheer granite. It's the center of the rock climbing universe. Obviously, I get interview questions about it all the time. Oh, would you like to do that? And you're like, yes, for sure. It's really hard for me to grasp why he wants this. But if he doesn't do this stuff, he'd regret it. Everybody who has made free soloing a big part of their life is dead now. I haven't been injured in like 7 years. I suddenly start getting injured all the time. What if something happens? What if I don't see him again? I could just walk away, but it's like, I don't want to. It's hard to not imagine your friend falling through the frame to his death. I think when he's free soloing, that's when he feels the most alive, most everything. How can you even think about taking it away from somebody? Ek sal dit nie kan doen nie, ek het hoogtevrees. Maar as jy ek het nog nie die dokumentêr gekyk nie, ek wil hom gaan kyk. Dit lyk verskriklik interessant. As jy deur die proses kyk van die video's wat daar is, hy het 'n TED Talk ook gedoen, hierdie ou, dan hy het dit soos jy kan aflei sonder toue, sonder enige gear, hy het met sy hande en sy voete en sy skoene het hy daai muur, daai granietmuur uitgeklim. En hier so hy het gedoen het, hy het vir 9 maande lank het hy elke beweging, elke voetposisie, elke plek waar hy sy hand moet sit, elke triekie deel op daai klim boontoe, elke plek waar hy 'n swaai moes gee met sy been, het hy gememoriseer. Hy het die klim oor en oor in sy kop deurgedink en deurgewerk. Hy het geweet presies. Hy sê op 'n call, daar is soveel bewegings wat hy moes doen. Hy het hulle gememoriseer. Hy het geweet presies. As hy by 630ste beweging kom, dit was nou nie dit nie, maar as hy by daai beweging kom, dan is dit die laaste een, dan is hy op. Dan is hy bo. Met ander woorde, die dag toe hy opdaag en sê, hier's ek gaan begin klim, hy het nie gewonder, gaan ek dit maak tot bo nie. Al wat hy besig was om te doen, hy was besig om uit te leef, dit wat hy klaar reeds voltooi het, al het hy dit nog net in sy kop voltooi, as 'n solo vry klim na bo, het hy dit reeds oor en oor gedoen. In 2014 skryf Alan Platt in sy boek Na Duba, dan skryf hy en hy maak 'n stelling, hy sê dat ons vanuit 'n plek van oorwinning leef. Die woorde wat hy gebruik is, we start at finish. We start at finish. Wat hy bedoel is dis ons is besig om vanuit die oorwinning van Jesus en wat hy gedoen het aan die kruis, ons leef vanuit daai plek uit. Soos wat ons nou leef, is ons eintlik besig om te beleef wat Jesus reeds voltooi het. Wat hy klaar gedoen het. En so as ons dit vir mekaar sê, dis nie die eerste keer wat julle dit hoor nie, we start at finish. As ons daai vraag op die tafel sit, dan is die volgende vraag, maar okay, wat dan nou? As ons nie leef om die Here se gunste probeer wen nie, as ons nie net leef om te probeer die regte goed doen, sodat ons dit maak hemel toe, jy weet, dat ek net kan maak oor die wenstreep in die hemel in nie, wat doen ons dan?
Is ons dan net besig om lekker rustig vakansie te hou, te wag vir Jesus se wederkoms? As ons nie dit doen nie, wat doen ons dan wel? If the question is, we start at finish, dan is die tweede vraag, well, where do we end? Waarvoor mik ons? En dis waaroor hierdie reeks gaan, wat ons vanoggend afskop, wat ons noem Becoming Love. Ons het vir jou gesê, hierdie jaar se tema fokus weer op liefde, maar op 'n ander vlak, 'n ander dieper verstaan daarvan. En ons gaan in die boek Korintiërs inklim met hierdie reeks. So by die huis gaan lees Korinte, gaan werk deur die boek Korintiërs. Ons gaan baie tyd aan dit spandeer. Dis 'n verskriklike interessante boek. Dit gaan oor die kerk in, guess what, Korinte. Okay? Gaan oor die kerk in Korinte. Dis 'n kerk wat dit gelyk het asof dinge floreer. Dit het briljant gegaan in die kerk van Korinte. Mense is gered. Nee, ek praat van ouens wat heidene was, wat allerlei afgode gedien het. Het verskriklik gegaan as heidene, maar hulle is gered en hulle is gedoop en leiers is opgerig en bedieninge het bestaan en gegroei in die gemeente en veral die gawes van die Heilige Gees het gevloei, dit het geloop. Maar Paulus skryf, daar's eintlik waarskynlik 4 briewe aan hulle geskryf. Ons lees net die tweede, die eerste en die derde brief is die briewe wat ons lees. En hierdie skrywe wat Paulus aan hulle kom skryf, is hy eintlik besig om oor die uitdagings, daar was massiewe uitdagings in hierdie gemeente. Nee, goeters soos leierskap verdeeldheid, allerlei skandale wat afgespeel het of besig was om te gebeur in die gemeente. Die ouens het mekaar hof toe gesleep. Daar was morele chaos en die lys is jou heeltemal te lank om volgend deur te noem. Hy noem so die een punt na die ander punt van die goeters wat nie gewerk het nie. En as jy dit lees, dan kan jy dink, genade, hierdie ouens was op die verkeerde pad. Hulle gaan dit nie maak hemel toe nie. Maar Paulus kom eintlik en hy sê vir hulle, okay, hier's die goedes, hier's wat ek raak sien, hier's wat julle doen en hierdie is wat werk en is wel dan op hierdie. Maar hier's waar julle dit mis. Hier's die goed wat nie reg is nie. En dan kom hy en hy sê vir hulle, en hier's die oorsaak van dit. Hierdie is wat die grondbeginsel is, die wortel is van hierdie uitdaging. Dit is geestelike onvolwassenheid. En dis waar ons hom nou optel in 1 Korintiërs 3 vers 1 en 2. Ek lees vir jou die nuwe lewende vertaling. Hy sê, broers en susters, toe ek by julle was, kon ek nie met julle praat soos met geestelike volwassenes nie. Ek moes met julle praat soos mense wat nog wêrelds is, soos met kindertjies in die Christelike geloof. Ek moes julle met melk voed, nie met vaste kos nie, want julle sou nie iets sterkers kon verteer nie. Trouwens, julle is ook nou nog nie gereed daarvoor nie. Hy kom sê vir hulle, dis wat die probleem is, dis geestelike onvolwassenheid. Dit veroorsaak hierdie goeters. En dan skryf hy die bekende liefdes hoofstuk, 1 Korintiërs 13. Wie het hom al raak gelees? Okay, 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13 is nie die hoofstuk wat Paulus geskryf het, sodat ons pastore, predikante, materiaal het vir ons troupreke, want ons ouens trou nie, okay? Is 'n lekker preek om te preek, maar daar's baie materiaal in die Bybel, daar's baie om vir paartjies te sê. Paulus het nie vir hierdie rede geskryf nie, ons het baie om vir die ouens te sê, ons het ook baie om te sê oor huwelike terloops. Nee, as ek net gou die preek kan pause, wil ek gou vir jou sê, jou huwelik is belangrik vir die Here, en ons doen beleggings in huwelik. Een van hulle kom nou hierdie Vrydag op, is 'n huweliksbelegging. Dame, meneer, broer, suster, as jy nog nie ingeskryf is, jy getroud is, jy het nog nie ingeskryf vir huweliksbelegging nie, dan mis jy uit. Ellen en Ivy gaan nie wees Vrydag, kom wees hier, wees deel van dit, maak seker, jy belê in jou huwelik. Okay, jy daag nie op omdat daar moeilikheid is nie, jy daag op omdat jy wil seker maak, moeilikheid is nie op pad nie. As daar moeilikheid is jy ook welkom. Kom asseblief, wees deel van ons huweliksbelegging. Terug by 1 Korintiërs 13. Hoekom skryf Paulus hierdie?
Kom skryf hy oor dit, want hy kom skep vir hulle die beeld van geestelike volwassenheid. Hy sê, want dis hoe dit lyk. Dis hoe geestelike volwassenheid lyk. Die antwoord op hierdie lys van probleme wat ek nou oor geskryf het en oor frustreerd is met julle. Jy lees Paulus se frustrasie in die boek Korinte. As hierdie goeters waaroor ek frustreerd is, die antwoord, ek gaan nie vir julle nog 'n lysie gee van moets en moenies. Julle moet nie hierdie doen nie en julle moet nou daai doen. Die rede hoekom ek hierdie boek skryf is nie vir dit nie. Die rede hoekom ek hierdie skryf, die antwoord hierop is liefde. En dis waar hy 1 Korintiërs 13 dan vir hulle kom skryf, en ek wil vir jou lees hoe hy dit afsluit, en hierdie is in die message vertaling, sê dit vir my so mooi, hy sê, but for right now, hy het nou 'n klomp goeters genoem, dan sê hy op die einde van dit, but for right now, until that completeness, we have 3 things to do to lead us toward that consummation. Hierdie is 'n journey waarvan hy praat. Trust steadily in God. Dis geloof. Hope unswervingly. Nee, is hoop. And love. Dis hoekom ek van hierdie vertaling hou. Extravagantly. Extravagantly. Hoe die Here se Vader se liefde extravagantly gelyk. Wel, dis sy seun aan 'n kruis. Dis liefde wat net uitermate geopenbaar is. En dan sê hy, the best of these 3 is love. In Afrikaans, en hierdie 3 is wat ek wil hê om te onthou, geloof, hoop en liefde, en die grootste hiervan is die liefde. Hierdie is Paulus se hart, hierdie is waaroor hy skryf, hierdie is wat hy kom neersit en sê, dis die mikpunt. If we start at finish, as ons klaar in Christus is, dis partymal waarmee ons stoei, sê maar hoe verstaan ek dit, as klaar in Christus is en alles is vir my gedoen, beteken dit ek kan net terugsit en net maar 'n lui Christen wees en net verder hoef ek niks eintlik te doen nie, want ek hoef nie die Here se genade te verdien nie. Sê nee, dis die mikpunt, dis die verstaan is dat ons op 'n plek kom waar liefde uitdrukking vind in en deur ons lewe. As jou lewe nie liefde het nie, as daar liefde ontbrek, as jy sukkel met liefde, liefde is die teken van geestelike volwassenheid, as jy daarmee sukkel, dan beteken dit jy verstaan nie die Here se hart vir jou lewe nie. Jy verstaan nie sy hart vir jou lewe nie. Jy verstaan nie sy hart vir die lewe hier op aarde nie. En dan die oorsaak dan daarvan, of die gevolg eerder van dit is, ek neem verkeerde besluite, ek doen verkeerde goed, my gedrag is verkeerd, my verwagting oor waaroor my verhouding met die Here gaan, of my verhouding met ander mense, is skeef gedraai. En wat dan gebeur is, daai lysie wat Paulus gemaak het, van wat hy sê in die gemeente, hofsaake, en al hierdie goeders, dis dan die vrug van dit. En dan weer eens, dan kom Paulus en sê, maar wanneer liefde wel daar is, dan lyk die prentjie anders. As jy al gesukkel het met Korinte, as jy deur dit lees en jy sukkel met daai goed, en party van daai goed kla jou aan, of dit voel vir jou, jy's nie goed genoeg nie. As jy sukkel met Korinte, dan is dit omdat jy nie Paulus se mikpunt met Korinte verstaan nie. Sy doel met Korinte, en hy gee dit vir ons. 2 Korintiërs 13, vers 10 en 11. Dis die 2de Korintiërs, ons nou 1 Korintiërs 13, hierdie is 2 Korintiërs 13. Daar sê hy, daarom skryf ek hierdie dinge. Hy sê vir ons, hoekom hy dit skryf? Streef na geestelike volwassenheid. Aanvaar vermaning, wees eengesind, leef in vrede, en dan vat hy dit saam, hy sê, en die God van liefde en vrede sal by julle wees. Liefde is nie 'n boksie wat ons stiek. Liefde is nie oulike dade wat ons doen, soos wat ons deur ons dag gaan, en as ek nou iemand raak gesien het, en vir iemand iets gegee het, of 'n mooi ding gesê het, dan het ek die liefde boksie geteken. Ek wil hê jy moet hoor vanoggend, dis baie dieper as dit. Becoming love, dis iets van wat ons word, dis 3 goed wat ons met jou wil deel, in hierdie reeks oor hierdie volgende 3 weke, is om liefde te kan ontvang, om te verstaan dat we do start at finish. Ek is aanvaar, dit is
volbring. Die Here het Jesus was genoeg gewees, die kruis was genoeg gewees, dat ek in die Vader se teenwoordigheid kan staan en sy woorde kan hoor, ek is lief vir jou. Ek ontvang liefde, maar dan word ek liefde, ek trek dit aan soos 'n kledingstuk, dit word 'n deel van wie ek is, dit definieer my identiteit. My identiteit vloei vanuit die plek dat ek verstaan wie ek in Christus is. Die woord sê God is liefde. God kom gee uitdrukking en verduideliking aan wat liefde beteken. En so, dis wie ek word en uiteindelik is daar 'n tasbare uitdrukking van liefde. Die vrug van my lewe spoel net so uit. Dit gebeur, ek probeer nie harder om liefde te wees of liefde te toon nie. Dit raak 'n vrug van my lewe. Ek het al vir julle hierdie gesê, nee, lemoen aan 'n lemoenboom. 'n Lemoenboom probeer nie hard en konsentreer en fokus en druk so hard hy kan en pop haar lemoen uit nie. Nee, hy's net wie hy is. Hy's 'n lemoenboom en as hy water kry in goeie grond, lemoen is eenvoudig net die vrug van dit op die regte tyd. En dis die journey wat ons saam met julle wil stap. Dis wat ons wil kom vir jou met jou wil kom deel as ons sê we are marked by his glory but we are known by his love. Dan sê ons liefde is die mees akkuraatste uitdrukking van God se heerlikheid in jou lewe. Dis die ding waarvoor jy streef, dis die ding wat geestelike volwassenheid vir ons so mooi duidelik kom maak. Ek weet nie van jou nie, maar ek het groot geword in 'n kerk waar as ons klaar is aan die einde van die diens het die predikant voorgestaan en dan het hy almal het opgestaan en sy hande so uitgesteek en die seën uitgespreek. Onthou julle dit? Nee, onthou julle die seën. Hy gaan so, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. En dan het die gemeente gesê amen. En daai amen was 'n wonderlike oomblik, want jy het geweet, nou soos aan die einde en hierdie grom in my maag gaan nou aangespreek word. Jy weet, daai chicken burger op pad huis toe roep al my naam, ons is klaar met die diens. Party ouens het gevoel, hulle wag vir daai oomblik, want die man van God daarvoor spreek hierdie seën oor my lewe uit, en ek vat daai seën, ek gaan met hom loop deur hierdie week, en dis 'n mooi en edel gedagte, en dis altyd goed om waarheid te spreek, ek wil net dit sê. Okay, ek wil net dit sê, maar Paulus het dit nie geskryf vir my, as predikant, sodat ek dit oor julle net kan uitspreek as 'n seën nie. Jy moet hoor, Paulus praat hier met mense vir wie hy lief is. Wat God se doel is vir hulle lewe. En dan sê hy, hier's hoekom ek hierdie brief vir julle geskryf het, want streef na geestelike volwassenheid. Wat is liefde? Is liefde. En hierdie is eintlik dis die pad na geestelike volwassenheid. Hy sê bloudruk, die blueprint van hoe ons daar kom. Hy praat oor die liefde, ontvang die liefde van die Vader. Onvoorwaardelike agape liefde wat hy uitgestort het oor jou. As jy nog wonder, as jy jouself diskwalifiseer, as jy sê ek is nie goed genoeg nie, as jy dink jou sondes is te veel dat die Here my nie sal aanneem nie, dan sê hy ontvang hierdie waarheid, ontvang hierdie liefde. Jy kan niks vir die Here nêrens beteken as jy nie verstaan dat die Here jou kom herstel het in verhouding met Vader nie. En dan sê hy, wandel in die genade van die Here Jesus Christus. Wat beteken dit? Beteken, ek stap, dis wat dit beteken dat ons leef nie vir oorwinning, ons probeer nie wen nie. Jesus het klaar gewen, hy het klaar hierdie wedloop vir ons voltooi, ons stap nou binne in dit. Ons is soos daai ou wat daai berg klim, maar ek het klaar elke tree, ek is voorbereid vir hierdie, ek het die Here binne in my. Met my God loop ek 'n bende storm en met my God spring ek oor elke muur wat hier voor my kom. Nie in my krag nie, in sy genade, sy genade is bemagtigend. Sy genade sit my op 'n plek, ek sê Here, ek is geroep vir hierdie, ek doen hierdie, ek leef dit uit, ek leef liefde, ek is besig om dit te word, dis wie ek is. En ek leef liefde uit, en dan wonder jy partymal as goeders gebeur, of sekere persoonlikhede kry jy mee te doen, dan dink jy, Here, hoe gaan ek hierdie reg kry? Hoe gaan ek geken word deur sy liefde oral, selfs waar ek werk, selfs waar ek bly of ry?
Want ek ken myself, ek weet wat gebeur in sekere situasies. Hoe gaan ek hierdie doen? Dan sê Paulus wel, in gemeenskap, fellowship, in vennootskap met Heilige Gees. Hoekom? Want wat is die vrug van Heilige Gees? Galasiërs 5:22 is liefde. Die vrug van die Gees is liefde. Ons wil nie net nog 'n liefdespreekie preek en lekker oulik oor dit voel aan die einde van hierdie journey nie. Ons wil jou hart kom aangryp en sê, Here, ek wil my oorgee aan hierdie. Dis wat vir u die grootste en die belangrikste is van alles. Een gebod. Ek gee vir julle een gebod. Hieraan is hierdie een ding wat die mense sal weet. Julle is my volgelinge. Dis liefde. En so hier's prakties wat ek van jou wil vra, wat ons wil hê julle moet doen oor hierdie volgende 4 weke is, ons stilte tyd gaan ons infokus op hierdie. Wil jy Heilige Gees vra, kom stuur hierdie waarheid in my hart. Hoe dit lyk, waar's ek op hierdie journey? Here, hoe skuif ek net? Dis my begeerte, strewe daarna. Wat beteken dit? Gee nog 'n tree vorentoe. Gee nog 'n tree dieper in die wese van liefde, van wie dit is, of wie jy is, wat dit vir jou beteken. So ons wil vra dat ons stilte tyd hier aan toewys, nie stilte tyd het nie, goeie tyd om habits nie, om daai gewoonte in plek te bring. En ons almal saam oor hierdie volgende 4 weke deur ons stilte tyd in die woord, in gebed, met 'n dagstukkie hierdie goed sal bedink en gesels by die groepe daaroor gesels. In die huisgesin oor hierdie goeders gesels, toelaat dat dit my stuur nou om die dagstukkies by julle uit te kry. Ons probeer dit so maklik as moontlik vir jou maak. Dis op die WhatsApp wat vanoggend uitgaan, daar is links daarop. Jy kan my preeknotas, jy kan daai scan, dit gaan my preeknotas, dis daar, is in die preeknotas. As jy die koevertjie daar op jou stoel, daai QR-code scan, dan vat hy jou na Linktree toe, hulle is daar ook, okay. As jy nie weet om enige van hierdie goeders te doen nie, gaan maak 'n draai by Info Toonbank, kom praat met Marius of my, sê ek verstaan nie hierdie goeders nie, help my om dit te kry. As 'n hele Doxadeo familie, kan jy imagine wat gebeur as ons toelaat dat die Heilige Gees ons kom dompel soos toe jy gedoop was, nie, as jy daar onder die water ingaan, dis nie 'n bietjie sproei op die gesig nie, nee, dis 'n totale oorgawe en 'n onderdompeling en 'n pap sop nat word. Kan jy imagine as ons as Doxadeo pap sop nat word met die verstaan van wat liefde, die liefde van die Vader is en beteken in ons en deur ons. God het die wêreld een keer geskuif as gevolg van liefde, dis die kruis. Hy is nog steeds besig om dieselfde te doen. Lisa Marie, julle kan my join hiervoor. Ek wil gou vir 'n oomblik met die ou Pinkstermense praat. Kan julle daai sang onthou? Ek gaan hom nie sing nie, okay? Ek gaan julle nie straf volgende. Daai sang het so gegaan, hy sê, I love you with the love of the Lord. Nee, yes, I love you with the love of the Lord. Sien jy, kom ek moet sing. Nou hier's wat die pastore gedoen het, hier aan die einde van die preek, dan sê hulle staan op, en dan sal hierdie fellowship oomblik, dan moet jy nou na iemand toe draai, en diep in die oë kyk, en sing, jy weet, en as nou nog 'n man is wat hier staan, dit voel awkward, nee. Sê, I love you, dit voel net, as 'n introvert, dit vir my baie awkward gevoel, okay. Die klomp Pinkstermense. Maar so 'n waarheid in dit, nee. Want hier is die frase wat my tik, hier is die frase wat my floor, hier is die frase wat my hart gryp. I can see in you the glory of the King. En dis my beweegrede. And I love you. And I love you. And I love you. With the love of the Lord. En die gedagte hiervan, soos wat ons het gesing het vir mekaar, soos wat ons het eintlik dit gespreek oor mekaar, is dieselfde soos wat Paulus gesê het, en ons daar voor staan, ons spreek die seën van die Here oor jou uit. Eintlik al wat ons besig is om te doen, is besig om waarheid uit jou uit te trek. Jy is liefde. Dis wie jy is, dis wie God jou roep om te wees. Hy het dit ten volle oor jou lewe kom
uitspreek en in jou hart uitgestort en hou op om jouself te diskwalifiseer. Hou op om te sê ek is nie goed genoeg nie. Dis wat die verlore seun gedoen het. Die Here sê, stop dit. Jy is liefde. Jy is geliefd. Ek het jou liefdes binne in jou. Man, ek sukkel daarmee, dis gemeenskap van Heilige Gees. Vrug van Gees kom staan op in my lewe. Ek weier om vir die vyand te luister wat aanhou vir my sê, jy is dit nie. Kruis was genoeg om my te kwalifiseer om dit te wees en nou klim ek hierdie berg uit, nie om God se genade te verdien nie, nie om sy guns te verdien nie, nie om niks te doen nie, ek's besig om tree vir tree, wat Jesus klaar vir my uitgespeel het, klaar gevestig het, is ek besig om hierdie oorwinning vir hierdie wêreld duidelik te maak. En hulle kan maar die kameras bring, en hulle kan maar 'n dokumentêr van dit maak, I am known by His love. Why? Because I can see in you the glory of the Lord. Ons gaan afsluit met hierdie laaste response song waar ons sê, Christ be magnified in me. Hoe word Christus binne in jou verhef en groot gemaak wanneer sy liefde opstaan? Wanneer sy liefde leefplek kry in deur my is. Ek wil jy moet opstaan met hierdie begeerte en hierdie verklaring in jou hart vanoggend. Hy is die senterpunt, dis oor hom wat dit gaan, dis nie ek en jy nie, dis oor hom, deur my. Kan ons toelaat, Heilige Gees, vanoggend in hierdie oomblik net met dit kom.